Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Kan jy glo, ons is al in die laaste week van Februarie. Die jaar hardloop alweer met ons weg, soos hulle sê, né? Dis lekker, ons groei geestelik, ons bou ons altare, ons figure uit wat die wil van die Here vir ons lewens, ons hou die vuur brandend, onthou ons doelwit. Ons gaan altare bou 12 maande van die jaar. So ons is nou by 2 maande. Ons derde klip kom hierdie Sondag. Ons het Januarie gelê, Februarie, so te sien Elia het 12 klippe gelê, né? So ons is by Maart maand, die derde maand. Maar vandag se skrif, ons is in Jakobus 2. Ons begin 'n tweede hoofstuk. Hy sê, my broers en susters, hoe kan julle beweer julle glo in ons Here Jesus Christus, aan wie die heerlikheid behoort, terwyl julle sommer so op die uiterlike af tussen mense diskrimineer. Hierdie gedeelte wat hy nou begin is, hy sê, ons diskrimineer, of ons evalueer, diskrimineer, judge, volgens die uiterlike. En dan praat lank oor, as daar 'n man inkom wat ryk is, hoe eer ons hom, sit hy voor, en hoe daar arme inkom en ons laat hom agter sit, in die kerk, of waar dit ook al gaan. En hierdie gaan oor ons as geestelike mense, kinders van die Here, ons wat beter weet alles is nie fisies nie. Sukses is nie fisies nie. 'n Woord wat ek baie preek die laaste tyd is, wat is jou sukses? Jou 6 hande van sukses. En natuurlik, die eerste gedagte by mense, daai ou is suksesvol, dan vlieg hy 'n chopper, of hy ry 'n smart car, of hy het 'n groot huis, of wat ook al. Nee, 'n Christen se definisie van sukses moet anders wees. Mens, ek wil hierdie beginsel op en af spring en in jou ore indrul. Jou definisie van sukses moet anders wees as die wêreldsin. Ons kyk na sukses in verhoudings. Ons kyk na sukses deur die bril van geestelikheid. Ons kyk na die bril van sukses, of die prentjie van sukses, nie net finansiëel nie. Ja, finansies pragtig, ons maak 'n verskil, ons droë bydra, ons gee vir die armes, ja, finansies is daar. Maar sukses is baie wyer. En dis wat hy hier sê, hoe kan julle wat Christene is, net 'n eendimensionele kyk op die lewe hê? Hoe kan jy net 'n eendimensionele evaluering, kritisering, judging van planeet Aarde hê? Ons weet daar's ewigheid, ons weet daar's gees, ons weet daar's emosies, ons weet daar's 'n siel, ons weet daar's verhoudings, ons weet daar's baie meer in die lewe as een dimensie. So, wat is jou definisie van sukses, van belangrik, van mense? Hoe evalueer en kyk jy? Hoe kyk jy na jouself? Hoe gelukkig is jy met jouself? Kyk jy net eendimensioneel, of sien jy al jou dimensies raak? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons word gebombardeer van die oggend tot die aand met die wêreldse beeld van sukses. Van die oggend tot die aand is al wat sukses is geld en karre en huise en mag en grootte van die plaas en wat besit hy en waar werk hy. Here, ons as Christene werk anders. Ons spandeer tyd met U. Elke oggend word ons stil. Ons hoor wat U sê. Ons evalueer volgens U planne. Here, sukses is om te bereik wat U wil hê ek moet bereik. Sukses is om alles te word wat U gesê het ek moet word, en so ook ander mense. Here, weerhou my van om te beoordeel volgens die uiterlike. Dankie daarvoor, Here. Help my daarmee. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende. Sien weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.